Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geliefdes, genade, barmhartigheid, liefde en vrede vir u, van God onsse Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die liefdevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, ons gaan saam lees uit God se woord, uit die boek Daniël hoofstuk 5. Ons gaan die hele hoofstuk in ag neem. U kan gerus die hele hoofstuk by die huis gaan lees. Ons gaan lees die volgende verse van hierdie hoofstuk, vers 1 en 2, en dan verse 4 tot en met 9, en dan verse 17 tot 30. Daniël hoofstuk 5, die skrif aan die muur by die ete van koning Belsassar. So lees die opskrif bo aan Daniël hoofstuk 5. Verse 1 en 2, God se woord. Koning Belsassar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silwer bekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink. En dan lees ons broers en susters vanaf vers 4 tot 9. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Met eens verskyn daartoe 'n mens se hand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Toe het die koning bleek geword. Hy was baie bang. Sy bene het gebewe. Hy was lam van die skrik. Hy het hard geroep dat die voorspellers, die sterrekykers en die besweerders ingebring moes word. En hy het toe vir hulle gesê, raadgewers, enige iemand wat kan lees wat hier geskrywe is, en dit vir my kan uitlê, sal 'n koninklike kleed aangetrek word, 'n goue halsketting omgehang word, en hy sal as derde in rang regeer. Al die koninklike raadgewers het ingekom, maar hulle was nie in staat om wat geskryf is te lees en dit vir die koning uit te lê nie. Toe het koning Belsassar nog banger en bleker geword. Ook sy hoofamptenare het verslae gestaan. En dan lees ons broers en susters vanaf vers 17. Toe het Daniël die koning geantwoord, hou gerus maar u geskenke en gee u beloning maar aan iemand anders. Ek sal in elk geval vir u lees wat geskryf is en dit vir u uitlê. Die Allerhoogste God het aan u voorganger Nebukadneser koningskap en mag en roem en eer gegee. Vanweë hierdie mag wat God aan hom gegee het al die volke, die nasies en die taalgroepe voor hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou doodmaak. Hy het laat lewe wie hy wou laat lewe. Hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is sy koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly
en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes erken dat die Allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil. Maar u Belsasar, wat hom opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie. Alhoewel u dit alles weet, u het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring en u hoofamptenare, u vrouens en u byvrouens het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer en goud en van brons, yster, hout en klip geprys, gode wat nie eers kan sien nie en nie eers kan hoor nie en niks weet nie. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang het en wat oor ons lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. Dit is die woorde wat geskrywe is. Getel, getel, geweeg en verdeel. En dit is die betekenis van die woorde. Getel, God het die jare van u koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg, u is geweeg en te lig bevind. Verdeel, u koninkryk is verdeel aan die Meders en Perse is dit gegee. Daniël is toe op bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang en hy is uitgeroep as regeerder, derde in rang in die koninkryk. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Hier eindig die skriflesing, die woord van God deurboor en wond, maar dit genees ook en maak gesond. Kom laat ons verootmoedig. Troue Heer, in aanbidding is u kerkkinders bymekaar. Ons loof u. Ons loof u met lied, met sang. Ons loof u met belydenis en getuienis, want u is werklik goed. Heer, as ons bymekaar kan wees, na 'n vakansie gespaar, bymekaar kan kom in lewe en in gesondheid, dan ag ons u die genadegewer, die een wat ons hier gebring het, gespaar het en ons laat deel weer in hierdie voorreg. O Heer, ons weet, daar is nie by ons waardigheid nie. Ons weet, ons het nie reg om voor u te staan. O Here, ons hande is besmet van skuld, van klein geloof, van ongeloof, van ondeurdagte optrede en gedagtes. Maar tog groter as ons tekortkoming, groter as ons skuld, u genade, u barmhartigheid en u liefde. En daarom, Here, dankie dat u Gees elke een vandag weer geroep het en die pad oopgemaak het, sodat ons saam kan vergader hier in u heilige tempelwoning, waar die mossies en die swaalkies selfs gelukkig is, waar daar vir ons ook as gebroke mensies, klein en wankelmoedig, ook 'n plek kan wees. Dankie, Here, dat u die halsstarrigheid of die weerbarstigheid of die verskoning dan ook uit die weg geruim het, sodat hy en sy ook hier kan wees. U genade, o Here, is sprekend. U genade is groot. Laat ons die knie buig en laag sak voor u as die goeie gewer. Here, ons is so begaan oor die tydelike dinge. Die dinge wat so vinnig uithardloop, soos die seintjies in daardie glas wat omgekeer word, as daardie uurglas vinnig leegloop. Ons is so begaan
oor hierdie dinge. Die polisse, die opsparings, dit wat uitkeer, dit wat sekuriteit is hier. O Here, laat ons tog deur hierdie blindheid, o Here, wakker word en daaruit wakker word, om te besef daar is 'n ewigheid. Om te besef dat die stoei en die roei met die tydelike dinge, o Heer, so vlietend is, dat dit ons verbaas as nog 'n jaar op sy einde begin kom. Gee dat ons dus, Vader, sal belê daar waar die ewigheid is. Dat ons sal kan onderskei wat werklik belangrik is en wat van verbygaande aard is. Rig ons lewens so, Here, maak ons nuut en laat ons die eer verstaan om ook in u tempelwoning welkom te mag wees. Dit het u seun se liggaam gekos. Hy moes skeer sodat die voorhangsel kon skeer en ek en hy en sy hierin kan kom. Dankie vir u groot genade. Amen. Baie mense hou nie van 'n skaal nie. Want 'n skaal sê iets van jou. 'n Skaal weeg jou. En 'n reg gekalibreerde skaal praat die waarheid. Dis soos 'n spieël. Dit wat in die spieël gesien word, is die ware prentjie. Baie kere is mense bang vir dit. Hulle is bang om geweeg te word. So 2600 jaar en 6 dae om presies te wees terug, was 'n groot koning, 'n wêreldkoning, koning Belsasar van die Babiloniërs, so op 'n skaal geplaas en geweeg. Hy het 'n baie groot partytjie gehou vir al sy hoofamptenare. 'n Groot partytjie waar dit baie vrolik gegaan het. En soos die koning al meer besope geraak het, het hy al meer die vrolikheid van hierdie partytjie probeer aanwakker. Hy het opdrag gegee dat die goue en die silwer bekers wat sy voorganger koning Nebukadneser destyds vanuit die tempel in Jerusalem, toe Babilonië Jerusalem ingeval het, gebuit het en in ballingskap weggevoer het na Babilonië toe, moet laat haal, sodat die partytjie verder uit hierdie heilige voorwerpe kon geskied. Die vrouens, die byvrouens, die hoofamptenare het uit die tempel van God se goue en silwer bekers verder die partytjie gehou. Hierdie godslasterlike aksie van Belsasar het getuig van sy hoogmoed, van die feit dat hy nie weet wie God is en waar hy inpas nie. Hy was groot voor die Here. En daar saam met sy hoofamptenare, die vrouens en die byvrouens, is God nie geken nie, maar is die gode van goud en silwer en brons en yster en hout en klip, al die tydelike goed, geëer en vereer. 'n teken van Belsasar se grootheidswaan, sy arrogansie en die feit dat hy God nie geag het nie. Maar skielik sien die koning hierdie hand, soos 'n mens se hand wat teen sy glad gepleisterde tempelmuur begin skryf. Skryf in 'n taal wat die koning nie ken nie. En die koning skrik
hom nigter. 'n Mens sien hoe sit hy die goue beker neer. Die koning word bleek. Hy's bang. Daar gaan 'n lam gevoel deur sy hele liggaam. Wat kan dit wees? Dis definitief nie een van sy aardse vyande hierdie nie. Hulle is te bang vir hom. Hy's te groot. Van waar kom hierdie boodskap? Hierdie is 'n boodskap uit 'n ander wêreld. Hierdie is 'n boodskap van die bonatuurlike. Die koning bewe. Raadgewers, voorspellers, sterrekykers, besweerders, wiggelaars, ballesers, kaartgooiers, teebekerlesers, kom kyk. Wat gaan hier aan? En die koning sê, enige een, wat kan sê wat daar staan en dit kan uitlê, vir hom sal 'n koninklike kleed omgehang word. Hy sal 'n goue halsketting om die hals gehang word. Hy sal derde in rang in hierdie groot koninkryk van die Babiloniërs kan regeer. Maar niemand, nie een, weet wat daar staan nie. Nie een kan die koning antwoord nie. En die raadgewers, die vrouens, die byvrouens, al die hoofamptenare word al hoe banger. Die hele partytjie is gestop. Maar skielik kom die koningin in. Die koningin wat nogal ingelig was. Baie ironies sê sy, lank lewe die koning. Eintlik 'n wens wat sy uitgespreek het, mag die koning lank lewe. Sy sê, moenie so bang wees nie. Moenie so bleek wees nie. Want daar is iemand in u koninkryk, u majesteit, koning Belsassar, in wie die gees van die gode teenwoordig is. Daniël, wat u voorganger, koning Nebukadneser, 'n naam gegee het, amper soos u naam, koning. Nie Belsassar nie, maar Beltsassar. Daniël sal hierdie woorde vir u kan uitlê. Daniël, 'n Judeese banneling, wat daar onder groot druk en met baie versoekings steeds sterk gestaan het vir God se woord en God se wet. Hy het steeds beskeie sy ou bietjie groente geëet, anders as die vetterige vleis wat die Babiloniërs vir die ander Joodse bannelinge voorgehou het en wat die Babiloniërs self geëet het. Daniël word dieselfde aangebied as wat die raadgewers aangebied is. 'n Koninklike kleed gaan om jou gehang word. Die goue halsketting sal jy ontvang. Jy sal derde regeer in die land. As jy kan sê wat daar staan en as jy kan uitlê wat dit beteken. Koning Belsassar het gedink Daniël is soos hy. Het gedink Daniël soek heldeverering en erkenning en geskenke. Hy het gedink Daniël is 'n ou van goud en silwer en hout en klip en yster. Maar Daniël sê nee, dankie. Hou maar u geskenke. Gee dit vir iemand anders. Maar ek sal nog steeds vir u sê wat daar teen die muur staan. En dit tref 'n mens in hoendervleis. Want dit is die gees van God wat vir Daniël oopsluit om te kan sien wat daar staan, sodat hy God se wil bekend kan maak. Daniël soek nie daardie helde verering nie. Hy soek nie die erkenning nie. Hy soek nie die geskenk nie, maar tog, ek gaan vir u sê wat daar staan, want God moet aan die woord kom. God moet gehoor word, sê hy
vir die koning en al sy raadgewers. God moet gehoor word. En dan begin Daniël, liewe broers en susters, by Belsasar se voorganger, Nebukadneser, die ou wat Jerusalem ingeneem het en wat die bekers gebyt het. Hy sê, die voorganger, Nebukadneser, het so baie uit die hand van God ontvang. Hy was geseën met roem, met eer, die koningskap wat hy gehad het, om oor daardie destydse groot bekende wêreld van toe te kan regeer. God het dit vir hom gegee. Soos alle goeie gawes in jou en in my lewe net van hom afkom. Hy het dit alles ontvang. God het gemaak dat die nasies, die volke, alle taalgroepe in bewing voor Nebukadneser gestaan het, uit vrees vir hom as gevolg van die mag wat Nebukadneser ontvang het. Nebukadneser het laat leef wie hy wou. Hy het doodgemaak wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou, hy het verneder wie hy wou. Alle mag het hy gehad. Maar hy word toe verwaand. Hy word hoogmoedig. 'n Ander manier om dit te sê is, ek dink ek kan sonder God leef. Ek dink ek kan God uitdaag. Ek dink ek het God nie in my lewe nodig nie. Hy word toe verwaand. Hy word hoogmoedig. En God maak net sy hand toe. Nebukadneser verloor sy koningskap. Hy word uit die samelewing, soos wat ons gelees het, uitgedryf. En hy moet soos 'n wilde dier in die veld bly. Hy bly saam met die wilde donkies. Hy eet gras soos 'n bees. In die aand het die dou hom nat gemaak. Hoekom? Sodat hy van sy hoogmoed ontslae kan raak en besef wie het eintlik die mag. Sodat hy kan besef wie stel wie aan oor al die koninkryke. Wie is die een wat werklik alle koninkryke in stand hou en aan mense guns en gawes gee? Nie hulle eie vermoëns nie. Nie hulle eie slimheid of vernuf nie, dis maar net God se genade. God moes vir Nebukadneser wys. Hy laat koninkrykies van hierdie wêreld in duie stort. En vir u Belsasar, u die koning in die heidige, hier by u groot funksie, by u partytjie, by u lewensfees, by u besig wees met die goud, met die silwer, met die yster, met die hout, en met die klip, met die aardse goed. U moet hoor, u het dieselfde genade ontvang. U het ook geweet wat reg is. Maar u het verwaand opgetree. U het u nie verootmoedig nie. U het gehoor en u het gesien, maar u het nie geluister nie. Net so lê Daniël vir koning Belsasar en al sy amptenare die skrif uit wat daar teen die muur is. U het nie ag geslaan daarop nie. Ja, daarom het God die hand gestuur. En is dit sy boodskap wat u moet sien en sy boodskap wat u moet hoor. En toe lees Daniël in Aramees, nogal die taal wat Jesus ook gepraat het, daardie skrif teen die muur. Mene, mene tekel ufarsin. Getel, geweeg en verdeel. En lê hy dan daardie Aramees uit vir koning Belsasar. En sê hy vir koning Belsasar, dit beteken, u is geweeg, die lesing is geneem, u is te lig bevind. En daarom sal u koninkryk verdeel word. U koninkryk sal verdeel word tussen die Medeërs en die Perse.
En koning Belsasar gee die opdrag. Gee vir hom die kleed, hang dit om hom. Gee vir hom daardie goue halsketting. Laat hy derde regeer in die koninkryk. Hy het dit gesê. En daardie nag, hoor, 11 Oktober 539 voor Christus in die geskiedenisboeke opgeteken, is Belsasar vermoor. En die Babiloniese ryk is verdeel tussen die Mediërs en die Perse. In ons spreektaal vasgelê die wet van Mediërs en Perse. God het sy woord laat geld. Belsasar het geweet wat reg was. Maar in die oomblik van meelewing in aardse gejaag, het Belsasar vergeet aan wie die eer van sy lewe gebring moet word. Gode van goud en silwer, yster, hout en klip, dit baat nie. Die hoogmoed om God se goed nie te ag nie. God se goed, die kerk, die erediens, die nagmaal, die belydenis, die gebed, die sang. God se goed, die bekers, die silwer en die goud, in hoogmoed te minag. Dit het teen hom getel. Hy het op die skaal geklim en hy's te lig gevind. Liewe broers en susters, as u en ek vrees het vir die badkamerskaal, die woord van die Here sê om jou liggaamlik te oefen, het wel waarde, maar om jou geestelik te oefen, het ewigheidswaarde. Die skaal waarvan hier gepraat word, is God se skaal, waaraan u en ek elke dag gemeet word. Die geskiedenis van hierdie Babiloniese konings leer vir ons 'n groot les. God gee guns. God gee goedheid. God gee geleenthede. Hy gee genade. Hy gee sy heilige voorwerpe. Hy gee die kerk, hy gee die erediens, hy gee die sakramente. Hoe u en ek daarop reageer en daarmee maak, is die belangrike waaraan ons gemeet word. Hierdie boodskap van 'n bonatuurlike, van 'n hand wat teen 'n muur skryf, is ook tog nie so bonatuurlik nie. Want hier is ons skrif teen die muur. Ons het daai geskryfde gedeelte. Maar hoe ag ons hierdie heilige voorwerp van God in ons lewens? Watter rol speel dit vir ons? Is ander gode belangriker of nie? Ons word geweeg in ons gesindheid. Ons word geweeg in ons motiewe. Ons word geweeg in ons optrede. God se winkelhak is haaks. Sy loodlyn is reguit. Sy liniaal is akkuraat. Ek en jy moet die geleenthede wat daar vir ons is, aangryp. Ons moenie verwar word deur die gode van hierdie tyd. God se goed is die dinge wat ewigheidswaarde het. Daniël is hierna in die leeukuil gewees. Daniël is daardeur veilig gebring. God kyk na sy kinders. Maar laat ons ons daaraan herinner. Ons moet waardig wees elke oomblik om met vrymoedigheid op God se skaal te kan klim. Want sonder dat ek en jy altyd daaroor dink, ons word derentyd geweeg.
wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En as u en ek dink ons is daarvan gevrywaar, ons is nie. Nie eens Jesus was van die weeg gevrywaar nie. 3 maal het die duiwel na hom toe gekom om hom in groot versoeking te bring. Maar dankie tog, hy het gestaan, sodat u en ek kan hoop en kan vashou aan dit wat hy vir ons bewerkstellig het. Staan sterk, kyk na u geestelike gesondheid, kyk na u geestelike gewig. Amen. Kom ons dank saam. O Here, ons dankie omdat daardie hand teen die muur vir ons 'n hand van redding en verlossing is. Maak ons vry, o Here, van dit wat dalk verwydering sou beteken, van dit wat skansmure vorm tussen u en ons, of dit nou ander mense sou wees in die verlede, of dit nou ons eie tekortkoming is in die hede, wat ook al, o Vader, wees ons tog genadig, en gee dat ons dit sal afskud, en dat ons sal besef, voor u staan ons as 'n skoon bladsy, op grond van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Maar ons moet tog ook onsself vergewe, en ons moet dit reg kry om ons medemens te kan vergewe. Leer ons, o Vader, om te vergewe soos wat u ons vergewe. Leer die groot gebed, die Onse Vader ons ook. Help ons om hierdie dinge raak te sien. Maar ons erken, Here, ons is meegesleer deur gode van goud en silwer en yster en hout en klip, wat nie kan sien nie en nie kan hoor nie, nie kan praat nie. Ons vra u vergewe ons, en laat ons opstaan uit die stof, en laat ons met arendsvlerke sweef, om werklik waardig te wees, die beeld wat u in ons geskaap het, die beeld van God, om sodoende dan u waardige verteenwoordiger te kan wees. Kom ons so tegemoet in Jesus Christus se naam. En dankie, Here, dat u elkeen vandag geroep het, want u gee om. U liefdevolle hand is oop. Ons prys u naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van God, onse Vader, die troue liefde soos wat ons dit ken in Jesus Christus en die troos van die Heilige Gees is by God se kinders. Amen.